Goeiemôre familie, dis so lekker om vandag saam met jou op hierdie manier te kan wees. Dankie dat jy inskakel. En dit is die tweede Sondag in November, kan jy dit glo? Teen hierdie tyd van die jaar is meeste van ons 'n bietjie uitgeput. Ek weet nie van jou nie, maar ek weet ek is. Nou my dogtertjie is 1 en sy slaap meeste van die aande reg deur die aand, maar laasweek het sy besluit sy wil nog tande hê. So sy is maar moeilik want die tande pla natuurlik en ouers as jy al daar was, sal jy saam met my stem. Dit is nie grappies nie. Maar my vrou vertel my die volgende oggend, sy maak my wakker deur die nag om vir haar melkie te gaan maak en ek sê toe blykbaar vir haar die volgende: "Liefie, my bene kan nie nou beweeg nie. Kan jy asseblief gaan?" Nou, manne, ek ontken sulke woorde uit my mond uit, maar jy weet wat hulle sê. As jou vrou sê dit is so, dan is dit nou maar so. Maar ek weet nie van jou nie. Teen hierdie tyd is ons almal so 'n bietjie moeg. Daar's iets wat in mense se harte gebeur. Die jaar was lank. Die uitdagings was miskien baie en baie voel emosioneel, geestelik uitgeput. En interessant, 'n studie is gedoen oor die aarde se topografie. En dit het gewys dat daar baie meer valleie as berge is. En ek wil dit vandag so sê, is ons lewens nie maar ook so nie. Die bergpieke is baie keer minder as die valleie. Nou die bergpieke is die oomblikke van oorwinning, die tye van vreugde, van helderheid en van perspektief. Maar die meeste van ons lewe speel dan af in die valleie, die gewone, die moeilike, die wagseisoene. En dink vir 'n oomblik daaraan. Miskien is jy tans in 'n vallei, of miskien kom jy nou net uit een uit. Is dit lekker daar? Definitief nie. Dis ongemaklik, dis seer, dis moeilik. Maar die Bybel kom en hy herinner ons dat die geheim tot geestelike volharding nie altyd lê in hierdie groot bergtop oomblikke nie. Nee, dit is in die valleie waar ons geleer word om te volhard. Dit is in die valleie wat jou neem na die bergtop toe. En hier is die groot ding wat ek vanoggend vir jou wil sê. Jy kan nie altyd op die bergtop wees nie. Jy gaan een of ander tyd afkom en weer deur die valleie van die lewe moet loop. Nou Walter Brueggemann het in 1984 'n boek geskryf met die titel The Message of the Psalms. Tot en met sy aftrede was Brueggemann 'n professor in Ou Testament gewees by die Columbia Theological Seminary in Atlanta, Georgia. En hierdie fascinerende boek groepeer die psalms rondom die temas van oriëntasie, disoriëntasie en nuwe oriëntasie. Hy maak die stelling dat die temas wat ons vind in die boek van Psalms gekenmerk is tot die lewe. Hy gaan verder en hy sê dat die lewe bestaan uit seisoene en dat die Psalms dit vir ons baie duidelik uitwys. Daar's tye wanneer ons deur lekker goeders gaan. Dit gaan goed met ons. Tye van voorspoed. Ons kry bevordering by die werk, nuwe geleenthede kom oor ons pad. Daar's nuwe deure wat oopgaan. Dit is gekenmerk as tye van oriëntasie. En hy sê dat ons sien dit baie duidelik in die Psalms. Ons sien dit in Dawid se lewe. Maar dan is daar die teendeel. Die tye van disoriëntasie. Die tye wat ook bekend staan as die valleie. Tye van pyn, van hartseer, van verdriet, van angs, van twyfel, onsekerheid, van vervolging, van lyding, selfs dood. En ons ervaar egter dan die slegte van die lewe, die valleie van die lewe. Maar dan is daar die tye waar God kom en nuwe lewe in ons situasie blaas, waar ons uit 'n storm uitkom en ons kan sien, ons kyk terug, ons sien hoe die Here voorsien, hoe hy verlossing gebring het. En hier is die tye van nuwe oriëntasie. Nou, hierdie kan ons alles sien in die boek van Psalms. Maar, en hier is die maar vandag, hierdie 3 bewegings waarvan Walter Brueggemann praat, die tye van oriëntasie, disoriëntasie en nuwe oriëntasie, kan ons reg deur die Bybel sien. En ek het in my voorbereiding vir vandag juist diep gaan delf in die Bybel om vanoggend die volgende vir jou te wys. Dat die lewe is vol van valleie. Vol tye van disoriëntasie. En al 3 hierdie bewegings, oriëntasie, disoriëntasie en nuwe oriëntasie, is sigbaar in die skrif. Maar alhoewel ons tye van disoriëntasie gaan beleef, waar daar valleie is lof die ritme wat jou deur alles dra. Kom ons kyk na Dawid.
Dawid is een van ons helde in die skrif. Hy is een van die heroes van ons geloof. Kyk wat skryf hy in Psalm 9 vers 2. Hy sê, Here, ek sal U prys met my hele hart. Ek sal vertel van al U wonderlike dade. Nou hierdie Psalm staan bekend as 'n Psalm van nuwe oriëntasie. Dit kom nie uit 'n plek van gemak nie, maar uit 'n man wat God se hand in sy krisis gesien het. Want wanneer Dawid sê, Here, ek sal U prys met my hele hart, dan staan hy nie op 'n berg van gemak nie. Hy staan nie op die bergpiek nie. Hy staan in die vallei, in die slagveld, nadat die stof gaan lê het. Hy het vrees gehad, verraad ervaar, hy het onreg gesien en tog kies hy om dankbaar te wees, om met lof na God toe te kom en nie met bitterheid of trots nie. Dawid is dankbaar. Hy is oorweldig deur God se regverdige dade. God het getoon hier in hierdie storie in Psalm 9 dat God regverdig oordeel. Maar tog is hy bewus van die oorblywende boosheid wat daar is, soos wat ons later in Psalm 9 sal sien. Maar wat leer Dawid ons? Wat sien ons in Dawid se lewe? Hy is geanker. Sy geloof is deur vuur gesuiwer. Hy het beweeg van 'n plek van help Here, die noodkreet, na ek sal U loof, die besluit van vertroue. Hy het besef dat lof 'n vorm van geestelike oorlogsvoering is. Dat dankbaarheid die naïewe blydskap is nie, maar 'n daad van geloof is teenoor vrees en onreg. So met ander woorde, lof en dankbaarheid is nie afhanklik van my situasie nie. Is geanker in wie God is. En vandag wil ek fokus op 5 waarhede oor hoe ons daagliks met meer dankbaarheid kan leef in die valleie tussen die berge. Eerste punt wat ek vandag wil maak is, daar is meer valleie as bergtop oomblikke. Net soos die aarde se topografie wat vir ons wys dat daar meer valleie is as berge, is ons lewe dieselfde. Daar is meer valleie as bergtop oomblikke. God het nooit beloof dat ons nie deur valleie gaan nie. Maar familie, hy het gesê, hy beloof dat hy saam met ons daardeur sal gaan. Baie mense sê, ek wens ek kan altyd op die bergtop bly. Baie keer wens ek dit ook in my eie lewe. Maar die waarheid is, niks groei op die top van die berg nie. Dis in die vallei, familie, waar die grond vrugbaar is, waar groei plaasvind, waar wortels dieper geskiet word in ons geloof. Dit is in die vallei waar God jou leer om te vertrou. Dis waar hy jou karakter slyp en jou geloof versterk. Want as jy deur 'n moeilike tyd gaan, hier is die ding, moet ons nie vra, hoekom ek nie, Here, maar eerder, wat wil U my hier leer? Wat wil U hê moet ek raak sien? Wat moet ek ervaar? Want die oomblik wat ons daardie perspektief skuif maak, begin ons die valleie in ons lewens anders sien. Ons sien waarmee God besig is. Ons sien hom duidelik raak. En dieselfde Dawid kom in Psalm 23 vers 4. Miskien ken jy hierdie gedeelte baie goed. Hy sê, wanneer ek loop in 'n baie donker kloof, sal ek nie bang wees nie, want U is naby my. U stok en U staf beskerm my en ondersteun my. Familie, ek wil vandag vir jou sê, as jy jouself tans in die vallei bevind, wil ek jou vandag herinner aan wat Dawid hier sê. Hy sê, ek sal nie bang wees nie. Hoekom? Want U stok en U staf beskerm my, ondersteun my. Die Here is besig met jou, hy doen iets nuut vir jou. Maar terwyl jy in die tussenin is, terwyl jy wag, wees dankbaar. Bring my by die tweede punt. Dankbaarheid in die tussenin. Paulus, wat deur sy eie strook van valleie in sy lewe is, skryf ons in 1 Tessalonisense 5 vers 18 die volgende, hy sê, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God van julle verwag, omdat julle met Christus Jesus verenig is. Paulus sê nie hier, wees net dankbaar wanneer dit met jou goed gaan nie. Wanneer jy die bevordering by die werk gekry het waarvoor jy hard gewerk het nie, of as jou kinders goed presteer op skool nie. Nee, Paulus sê, wees in alle omstandighede dankbaar. Die tussenin, familie, is soms moeilike plek.
En om dankbaarheid daar te wys is baie moeilik. Hoekom? Want die situasie neig om ons as mens ondankbaar te maak. Die omstandighede is donker. Die omstandighede is leeg. En nou moet ek dankbaar wees. Caleb, is jy mal? Nee, ek is nie. Want dankbaarheid is nie net vir die einde van die verhaal nie. Dit is die vir die seisoen waarin jy jouself tans bevind. Dalk wag jy dat dit deur moet oopgaan. Dalk wag jy vir genesing, dalk wag jy vir 'n antwoord, dalk wag jy vir hierdie deurbraak wat moet kom. Jy sien, dit is maklik om dankbaar te wees as ons die uitkoms kan sien. Maar dis in die wag waar daar iets gebeur. God vorm jou geloof. En interessant, Paulus skryf hierdie woorde nie uit 'n gemaklike plek nie. Hy's besig om vervolg te word. En hy sê, wees dankbaar. Hy sê nie wees dankbaar vir alles nie, hoor hierdie. Maar hy sê in alles. Daar's 'n groot verskil. Jy hoef nie dankbaar te wees vir pyn nie, maar jy kan dankbaar wees in pyn. Hoekom? Omdat ons weet God is daar. Dis soos 'n tuinier wat sade plant in die grond en dan wag vir dit om te groei. Baie keer gaan die grond stil lyk. Maar die realiteit is daar's lewe aan die gebeur onder die oppervlak wat niemand kan sien nie. Partykeer gaan dit reën in jou lewe, partykeer gaan dit droog wees, maar God is besig en dankbaarheid hou jou hart oop terwyl God besig is met wat jy nog nie kan sien nie. En daarom wil ek vandag vir jou sê, lof is jou wapen. Dieselfde Paulus wat skryf oor dankbaarheid in alle omstandighede, bevind homself in 'n tronk. En wat doen hy? Hy sing. Hy en Silas aanbid die Here. En kyk wat gebeur in Handelinge 16. Ons lees die volgende. Teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. Die ander gevangenes het na hulle geluister. Skielik kom daar 'n groot aardbewing sodat die fondamente van die tronk geskud het. Al die tronkdeure het oopgevlieg en al die gevangenes se kettinge het losgekom. Dis Handelinge 16 vers 25 tot 26. Verbeel jouself vir 'n oomblik hierdie prentjie. Verbeel jouself die verbasing op die tronkwagte se gesig toe hulle hoor al hierdie manne begin sing en hier vlieg die tronkdeure oop, almal se kettinge wel af. Dit moes amazing wees. Maar wanneer jy kies om God te loof in jou donkerste nag, verander jou lof in 'n wapen van oorwinning. Paulus en Silas was nie in 'n gebou met musiek en mooi ligte nie. Hulle was vasgeketting. Hulle was vol pyn. Tog het hulle begin sing en daardie lof het alles verander. Die tronkdeure het oopgegaan, die kettinge het afgeval. Nie omdat hulle hard genoeg gesing het nie, maar omdat hulle God groot gemaak het in hulle pyn. Ons tronke vandag lyk dalk 'n bietjie anders. Dit is dalk vrees, skuld, depressie, finansiële druk. Maar dieselfde beginsel geld. Lof laat die mure val. Lof verander nie net jou atmosfeer nie. Dit verander jou gesindheid. En wanneer jou gesindheid verander, verander jou geloofsvlak. En hierdie is groot. Luister mooi na hierdie. Jy beweeg dieper, met meer intensie. So in jou tronk, gebruik lof as jou wapen. Loof die Here totdat die kettinge afval. En dan kan ons omkyk en sy goedheid sien. Dis die 4de punt. Psalm 103, vers 1 tot 2, is ook 'n psalm van nuwe oriëntasie. Dawid kom en hy skryf, ek wil die Here prys. Met alles wat binne my is, wil ek sy heilige naam prys. Ek wil die Here prys en nie al sy goeie dade vergeet nie. Nou Dawid praat hier met homself. Familie, soms moet ek en jy onsself herinner, want ons vergeet gou. Ons raak haastig, kyk na wat ons nog kort en vergeet van wat God al vir ons gedoen het. Dink terug aan daardie tye toe jy nie geweet het hoe dinge gaan uitwerk nie. En God het deurgekom, hy het voorsien. Dink aan 'n gebed wat jy dalk al vergeet het jy gebid het en nou leef jy binne die antwoord. Binne in God se voorsiening. Daar lê 'n magtige krag in hierdie konsep. Maar wat gebeur? Ons raak so vasgevang in
dit wat nog nie klaar is nie, wat ons nog nie het nie. Ons kyk vas in die vallei, ons bene raak moeg geloop en ons vergeet van wat God alreeds gedoen het. Soms moet jy letterlik net stil staan, terugblaai en vir jouself sê, ek wil onthou hoe ver die Here my al gebring het. Ek kyk terug en ek onthou, nie om weer vasgevang te wees in ou gewoontes of patrone nie, maar om God daar raak te sien, sy voorsiening, sy teenwoordigheid, sy liefde en sy genade. So kyk om en sien God se goedheid. Want hier's die waarheid vandag. Die vallei is nie die plek om op te hou gee nie. Dis die plek waar jou geloof getoets word. En ek wil jou vandag aanmoedig om aan te hou gee. Terwyl jy in hierdie vallei is, jou talente, jou gawes, jou tyd, jou alles, dit wat jy het, want wat gebeur dan? Ons wys dan ware geloof. Ons doen nie dit vir mense nie. Familie, ons doen dit vir God. Dis om te sê, ek sal aanhou gee sonder om iets terug te verwag. Ek sal aanhou dien, selfs al sien niemand my raak nie. Want my vallei is nie my identiteit nie. God is. Selfde Paulus kom in Kolossense 3, vers 23 en hy herinner ons. Hy sê, wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. En hier is groot familie. Ek wil hier stil staan vir 'n oomblik vanoggend. Wat julle ook al doen, sê Paulus, doen dit van harte soos vir wie? Vir die Here en nie vir mense nie. In die vallei is ons geneig om moeg te raak. Is ons geneig om ondankbaar te word. Maar hierdie teks, wat Paulus hier sê, Kolossense 3:23, help ons om te onthou, dat in alle tye van die lewe, elke seisoen, die tye van oriëntasie, waar dit goed gaan met ons, die tye van disoriëntasie, waar ons in ons valleie is, die tye van nuwe oriëntasie, moet ons aanhou doen, aanhou gee, asof ons dit vir wie doen? Vir die Here en nie vir mense nie. As ons dit vir mense gaan probeer doen, as ons mense gaan probeer gelukkig maak en tevrede stel, gaan ons dit nooit kan regkry nie. En gaan ons valleie vir ons baie keer voel, asof dit die einde is. Dis okay om moeg te word. Maar moenie ophou om goed te doen nie. Dis wat Paulus vir ons sê in Galasiërs 2 vers 9, hy sê, moet dus nie moeg word om goed te doen nie. Want as ons nie tou opgooi nie, sal ons op die regte tyd die oes ontvang. Miskien voel jy vandag aan die einde van jouself. Jy voel die mekaar. Jy weet nie wat te kant toe nie. Jy voel gedisoriënteerd. Wel, dan wil ek vandag spesiaal vir jou bid. Net vroeër in Galasiërs 2 moedig Paulus ons aan om mekaar se laste te dra. En dit is wat ons gaan doen vandag. Ek wil vandag vir jou sê, jy is nie alleen nie. Ek wil vandag vir jou sê, daar is 'n uitkoms. Ek wil vandag vir jou sê, God het nog steeds 'n plan vir jou, al voel jy dalk nou in die vallei tussen die berge, al voel jy dalk vandag gedisoriënteerd. Weet net, dat terwyl jy in hierdie situasie is, jy dankbaar kan wees. En ek wil jou aanmoedig vandag, om steeds alles te doen, of jy nou in 'n seisoen van oriëntasie is, of jy in 'n seisoen van disoriëntasie is, of jy in 'n seisoen van nuwe oriëntasie is. Hou aan vir die Here gee. Hou aan, goed doen. Moenie nou stop nie. Want, familie, die deurbraak is naby. Wees in alle omstandighede dankbaar, soos wat Paulus sê. As jy vandag dalk gedisoriënteerd voel, wil ek vandag saam met jou bid, dat die Here vir jou nuwe krag sal gee. Dat jy vandag hierdie boodskap sal vat, hierdie skrifte sal vat en werklik sal toepas op jou lewe en sal sê, Here, hier is my lewe. Ek voel dalk vandag so 'n bietjie gedisoriënteerd, Here, maar help my, soos wat Kolossense 3 sê, om alles te doen vir U. Al sien niemand my nou raak nie. Al sien niemand my seer, my pyn raak nie, dis okay. Ek doen dit nie vir hulle nie, ek doen dit vir U. En kyk wat gebeur met jou. Jy sal gevul word met dankbaarheid. Kom ons bid saam. Here, vandag sê ek vir U dankie. Ek sê vir U dankie vir U woord wat nooit ledig terugkeer nie. Vir U woord wat altyd standvastig is. Vir U woord wat vandag 'n anker vir ons is. Dankie vir die boodskap vandag, Here. Vir die boodskap wat kan uitgaan
en deur u Gees vrug kan dra in mense se lewens. Ek bid vandag in elke seisoen van ons lewe, Here, dat ons lof as ons wapen sal gebruik, dat ons dankbaar sal bly in alle omstandighede. Here, dat ons nie sal opgee nie, maar dat ons sal aanhou gee, Here, want dit is wat u van ons verwag. U verwag van ons om alles wat ons doen, vir u te doen. En Here, terwyl ons in die valleie is, mag u vir ons kom wysheid gee, mag u vir ons kom openbaar dit wat geopenbaar moet word. En Here, dankie. Dankie net dat u elke tree van die pad saam met ons is. Ek kom bid vandag vir mense wat voel dat u dalk nie naby hulle is nie, dat u nie daar is nie. Mag u vandag in hierdie oomblik nou vir hulle kom wys dat u is nader aan hulle as hulle eie asemhaal. U is nog heeltyd by hulle. Vader, u stap saam met hulle en kweek vandag 'n nuwe geloof in hulle lewens. Dis my gebed vandag in Jesus se groot en heilige naam. Amen. Familie, ek wil vir jou dankie sê. Dankie dat jy vanoggend ingeskakel het. Dankie dat jy saam met ons by Beleef Gemeente reis. Ek wil jou uitnooi. Deel asseblief hierdie boodskap met iemand. Dalk weet jy iemand is tans in 'n vallei. Dalk is dit 'n familielid, 'n vriend, iemand by die werk. Share hierdie boodskap met hulle. Mag hulle geïnspireer word deur God se woord. Dan wil ek jou uitnooi, moenie môre se oordeenking mis nie. Skakel weer saam met ons in môreoggend en mag jy 'n wonderlike Sondag verder hê. In Jesus naam. Amen.